Die grondverdeling gefinaliseer. Ons lees Josua 15 tot 19. Wanneer dit by die verdeling van die land kom, is dit tog belangrik dat ons na die grondgebied van Juda kyk. Nie alleen kry Juda een van die grootste stukke van die land nie, maar dit vorm ook die belangrike suidgrens van Israel. Dit strek van die Dooie See aan die ooste kant tot by die Middellandse See aan die weste. Die suidgrens strek tot by Egipte, Edom en die Sin-woestyn. En noord grens dit aan die grondgebied van Benjamin. Hierdie twee stamme sou later saamsmelt om die Suidryk te vorm en natuurlik die vesting van koning Dawid. Nou moet ons egter ietsie meer oor Kaleb sê. God beloon sy geloofsvertroue deur Hebron vir hom te gee. Hy is natuurlik deel van die stam van Juda. Op gevorderde ouderdom, 85, verower hy ook die stad Deber met die hulp van Otniel. Ons lees nie veel van Kaleb in die Bybel nie, maar in die bietjie wat ons lees, sien ons hom as 'n uitstaande geloofsfiguur, wat nie skroom om sy hand wyd oop te maak vir ander nie. Sy dogter Aksa trou met Otniel. Met die grondverdeling het Otniel 'n stuk grond gekry in die droë Suidland, en daar moes hy en sy bruid Aksa 'n lewe maak. Aksa vra toe vir Kaleb of hulle nie asseblief maar 'n stukkie vrugbare grond kan kry nie, waarop Kaleb vir hulle verskeie fonteine gegee het. Wat Kaleb so mildelik van die Here ontvang het, deel hy weer mildelik met sy familie. Op hierdie manier maak hy die Here se sorg vir elkeen in sy familie sigbaar. Wanneer Juda hulle grondgebied kry, is daar ook talle stede en dorpe wat deel van hulle eiendom word. Een stad is hulle egter nie beskore nie: Jerusalem. Dit word beset deur die Jebusiete, en hierdie formidabele vestingstad staan onwrikbaar in die berge. Daarmee moet Juda maar net eenvoudig saamleef. Dit maak natuurlik van Jerusalem 'n baie belangrike stad vir die volk, en een waarin hulle net eenvoudig nie hulle tande kan slaan nie. Dit sou baie jare duur voordat Jerusalem aan Juda behoort. Dit sou eers 'n uiterste strateeg soos koning Dawid vat om hierdie begeerlike stad met sy asemrowende, ondeurbringbare mure te verower. Wanneer ons in die stamme van Israel dink, is dit natuurlik ingedeel volgens die seuns van Jakob. Elke seun het sy eie stam gehad. Efraim en Manasse was egter nie Jakob se seuns nie, maar Josef se seuns. Met ander woorde, Jakob se kleinseuns. Jakob het hulle egter aangeneem as sy eie kinders en hulle ook so geseën. Dus tel hulle regmatig as stamvaders. Wanneer die grond verdeel word, kry hierdie twee stamme dan ook elkeen sy eie grondgebied. Hulle was egter nie tevrede met hulle grondgebied nie, en in Josua 17 vers 14 tot 18 sien ons hoe hulle by Josua kom kla dat hulle nie genoeg grond het nie, en dat hulle bang is vir die Kanaaniete met hulle ysterstrydwaans. Josua gee vir hulle 'n stuk boswêreld wat hulle kan gaan skoonmaak. Maar dan vermaan hy hulle, omdat hulle nie genoeg vertroue in die Here het nie. Hulle kan mos die Kanaaniete verslaan. Wanneer jy met God aan jou kant steeds nie die geloofsmoed het om jou moeilike lewensomstandighede te oorkom nie, sal jy 'n slaaf van jou omstandighede bly. Dit
moes Efraim en Manasse baie deeglik besef. En dit moet ek en jy vandag ook steeds net so deeglik besef. Jy sal sukses behaal slegs as jy die inisiatief neem en met jou oë op God gerig jou geleenthede gebruik. In ander woorde, steeds in volle afhanklikheid van God. Joshua besluit dat dit tyd geword het vir die volk om te skuif. Van Gilgal af trek hulle nou na Silo, waar daar reeds 'n bekende heiligdom vir Israel was. Daar slaan die volk nou kamp op en die tent van ontmoeting word ook hier opgeslaan as simbool van God se teenwoordigheid. Op hierdie stadium was die verdeling van die land nog nie finaal gefinaliseer nie. Tot op datum het die stamme van Ruben, Gad en die halwe Manasse stamme reeds hulle nis aan die ooste kant van die Jordaan gekry. Efraim, Juda, Ruben en die ander halwe Manasse stamme het ook reeds aan die weste kant van die Jordaan hulle grond gekry. En die stam van Levi was ook uitgesorteer, verdeel tussen die stamme. Hier was dus nog 7 stamme wat nie hulle deel van die land opgeëis het nie. Joshua tik hulle oor die vingers oor hulle traagheid, want dit kom neer op ongehoorsaamheid aan God. Waarom wag hulle dat die Here dinge in hulle skote laat val? Dan neem die Here weer eens die inisiatief en hy gee hulle 'n opdrag om die res van die land te gaan verken en dit te verdeel. En dan moet hulle kom verslag doen. As gelowiges wil die Here hê dat ons self die inisiatief sal neem en kreatief dink. Natuurlik moet ons hom daarin ken, maar hy wil ons nie die hele tyd met 'n lepel voer nie. Met geloofsmoed moet ons verantwoordelikheid neem en die eerste stap neem. Ons is nie slawe in God se koninkryk nie, maar konings. 'n Slaaf doen net wat hy voorgesê word. 'n Koning dink en beplan self en hy neem verantwoordelike besluite. Kom ons bid. Here, ek besef vanoggend dat ek moet uitspring en verantwoordelikheid neem vir my lewe. Ek kyk op na u verleiding, want ek wil niks doen wat buite u wil is nie. Amen.